As jy mooi gaan kyk na Rahab se verhaal, sal 'n mens sien dat vensters gereeld voorkom in haar verhaal. Die verspieders is hierdie venster laat sak, die rooi tou het by die venster uitgehang toe Israel Jerigo ingeval het. Die tema van vensters in die Bybel verwys na hoop, ontsnapping en openbaring van God se werke. Ons sien op verskeie plekke waar hierdie tema voorkom. Noag toe hy die venster oopmaak vir die kraai om uit te vlieg, Dawid wat deur 'n venster ontsnap het toe Saul hom wou doodmaak. Daniël wat by sy venster gerig na Jerusalem gebid het en ook Elisa wat vir koning Joas beveel het om die venster oop te maak. In Rahab se verhaal sien ons duidelik hoe die venster nie net 'n simbool van ontsnapping vir die verspieders geword het nie, maar haar familie ook. God gebruik die mees onwaarskynlike situasies en voorwerpe om verlossing te skep. Die vensters was vir Rahab ook 'n nuwe era, 'n era waar sy haar vertrou in God se beloftes gesit het. Ons moet ons eie vensters van geloof oopmaak en vertrou dat God vir jou 'n pad gaan oopmaak in daardie moeilike plekke waar jy jouself bevind. Kom ons bid saam. Here, help ons om ook die vensters van ons lewe oop te maak, sodat ons U verlossing kan ervaar. Help ons om soos Rahab op U beloftes te vertrou, selfs wanneer omstandighede onseker lyk. Gee ons die moed om ons geloof uit te leef en op U te vertrou, vir redding en 'n nuwe begin. Laat ons lewens 'n venster wees waardeur ander U genade en liefde kan sien. Amen.